Baie welkom terug by Georgita staan saam en vandag se kuier het ek spesiaal gekies want dit fascineer my dat die spoegspad. Wie van julle het nou nie al daarvan gehou om te gaan kamp met tente nie? Of dit nou met 'n karavaan is wat jy tent het en of jy net 'n tent gaan. En ek het 'n vriend van my wat 'n tentmaker is, wragties. En dis nou nie net in kerklike terme nie. Hierdie ou is 'n regte, egte tentmaker van formaat. Van formaat. Rian Grobler, baie welkom op die program. Dankie Jacques, dankie. Lekker om hier te wees. Nou, dit voel amper vir my asof ek wil nie dadelik met die tente storie begin speel nie, want hoe lank maak jy nou al tente en seile en allerlei goeders? Jong Jacques, dit gaan terug nou wat 28 jaar? 28 jaar. Dis 'n tydjie, ja. Okay. Maar nou dat jy nou staan en krap aan daai storie, sê net gou vir my vir so kort rukkie net voordat jy tente gemaak het, waar het jy gewerk? Ja, by die SAIK. By die SAIK. Ja, dis rede hoekom ons vriende is, né? In alle geval. Maar okay, toe jy begin 'n tent te maak, watse tipe tente het jy gemaak? Weet jy, ons het begin, daai tyd was dit weermagtente. Ons het groot weermagkontrakte gehad, so jou algemene 5x10, 5x5, alles wat die weermag wou gehad op daai stadium met ons gemaak. En toe dit ingegaan seker in kleiner tentjies en goeders ook. Ja. Het jy net by tente gehou of wat kan jy nog andersins maak? Nee, weet jy, enige ding moet seil, kampeertoerusting, karavane, stretchers, sakke, bootcovers, wat jy ook al wil hê, dit het ons gedoen. En toe kap jy sommer weg om vir jou ma 'n handsak te maak ook. Jong, ja, dit was sideline, dis nie regtig my forte nie, soos hulle sê, nee. Ja, goed is. Nou sê vir my, julle is nie oorspronklik hier van George nie. Nee. Julle is daar van die noorde iewers. Wil ons sê waarvandaan of julle kom of nie? Jy kan wel, ja. Maar ek wil nie regtig sê dat julle van daai Pretoria plek afkom nie. Weet jy wat, ek het 'n baie interessante ding gehoor. Jy weet daar's hierdie hele debat. Ek hoop nie ek kom nou in die moeilikheid nie. Jy weet daar's hierdie hele debat oor die naam van Pretoria en dit moet Tshwane wees. Jy weet, hulle het nou vrede gemaak met die Tshwane naam, né? Ja. Want hulle het agtergekom dit was generaal Swanepoel wat actually eers daardeur gegaan het en nou ewe skielik werk dit. So julle het dan nou van Tshwane afgekom of Pretoria. Hoe lank bly julle nou al hier op George? Ons is nou hierso net onder 3 jaar. Is dit? Ja. Wat is die verskil vir jou tussen Pretoria en George? Weet jy Jacques, soos ons almal weet staan GP vir Gangster Paradise. So ja, okay. Net omtrent dit dryf 'n mens weg daarso en die gewoel, die gewerskaf, alles dit word te veel vir 'n mens. Ja, want jy was meeste van die tyd was jy besig geweest. Jy het gehardloop van die een punt aan die ander punt en ek meen ry, dis nie kort afstande nie en dit vat jou lank met die verkeer en alles. Dis die probleem, ja. Ek meen soos jy weet, die hoofweë daarbo dis nag. En kinders, julle het 2 pragtige kinders. Hoe lyk jou tydspandering saam met jou kinders deesdae? Ja, nee, dit het verander. Ek meen, en soos jy weet, Pretoria daar is nie tyd vir enigiets anders nie. Hierso het ons kom nou toevallig net voor ons hiernatoe gekom was ons by die see gewees. Dis sieklik, hè? Nou ja, dis wat ek bedoel. Okay, nou maar ek gaan nou net by sê, ons het letterlik op dieselfde dag George toe getrek. En hierdie hele ding van see toe gaan en te kere gaan en goeders, ek het hulle nou al dopgehou. Hulle sal sommer net afry see toe vir hoe lank gaan julle op 'n slag gaan julle see toe? Ja, 2-3 ure. 2-3. Ja. Okay, wag, dis 'n bietjie langer as wat ek gaan, maar ek gaan gewoonlik vir 15 minute. Maar julle geniet dit regtig om hier te bly by die see. Nee, verseker. Berge, het jy daarom nou al die Kraddock Pas op berg of piek uitgeklim? Ek het wel 'n baie goeie vriend van my wat my genooi het eendag soontoe het saamgestap. En ongelukkig het hy dit toe nou nie voltooi nie. Is dit? Maar ja, okay, dit is nou weer 'n gesprek vir 'n ander dag, nee. Ja. Maar dit was jy en jou jongste, jou laaitie wat saam met jou gestap het. Ja, dis reg, ja. Vertel 'n bietjie, wat was julle ervaring van die natuur gewees? Ongelooflik. Nee, dis ongelooflik. Sien ons praat nou hier met Pretoriaaners, Transvaalers. Ons wil hoor hoe hulle dit nou ervaar. Ja. Mense wat nou al lankie op George bly, julle is gewoond aan die plek. Ons gesels hier met iemand wat nou splinternuut in die dorp is. Ja. Julle geniet elke oomblik wat julle Absoluut. Kyk, in 'n neutedop is daar net een woord en dit is skoon lug. Skoon lug. Dis waaroor dit gaan. Dit is baie waar. Is dit nie so nie? Vriendelike mense, skoon lug, geen slaggate nie, niks nie. En ons het raai wat, as daar 'n slaggat is, word hy reggemaak. Ag, is dit nie te lekker nie? Is dit nie te lekker nie? Nou ja, ons het begin gesels oor tente en goeders. Jy's nou nog steeds besig om tente te maak. Julle kan hom kontak op die nommer wat nou op die skerm is. Maar dis nie net tente nie. Jy het nou genoem dit is seile en goed en alles. Oprolblinders, dit is bootcovers, kampeertoerusting.
enige iets wat met seil te doen het baie. En julle kan vir Rian kontak. Ek kan nou vir julle regtig sê ek het al sy werk gesien en ek het gedoog hulle het dit gekoop en dan sien ek hom in Maar dit is aksie. te koop hoor. Dit is te koop. Dit is te koop. Ek meen maar jy het nou nie gaan staan en koop of wat is nie. Julle kan hierdie ou vra om vir julle goeders te maak. Hy kan omtrent enigiets soos hy gesê het bootcovers, huiscovers, karcovers, bakkiecovers, enige covers net nie vir jou skoonma nie. So, Rian, baie dankie dat jy saam met ons gekuier het. Dankie Jacques. En Dankie. ons sien julle Waardeer. volgende keer weer op Georgita staan saam. Onthou die website, onthou die app en wat moet ek nog onthou? Wow, ons is by die Coffee Pot hier so by Mount View. En dis waar al die geluide vandaan kom. Ons sien julle volgende keer. Cheers.